So, ons recap genade. Dis die groot uitnodiging vir hierdie jaar, 2025, 5, die Bybelse syfer vir genade, 5 maal 5 is 25, 5 times 5, 25, double grace. En dalk voel jy, hierdie jaar, ek weet nie, hierdie jaar is bietjie taaf, die genade is bietjie min, en so aan, maar let's not lose faith. En vanmôre wil ek weer saam met jou recap oor hierdie wonderlike uitnodiging oor genade. En in besonder net weer die feit dat ons uitgenooi word na die troon van genade. Maar Petrus skryf in 1 Petrus, en dis nou nie op die blaadjie nie, hy praat oor die veelvuldige genade van God. Die King James speaks of the manifold grace of God. Die veelvuldige genade van God. En ek dink in hierdie jaar het ons besef, genade is groter as net daai woordjie. Daar's soveel fasette en aspekte. Ek weet nie wat het jy met jou hart gemaak nie, maar hy's hier, maar die hartjie wat ek vir jou gegee het in die begin van die jaar, myne lê op my lesenaar, en dikwels kyk ek daarna, dan dink ek aan daai 5 verskillende aspekte van genade, en ek het gedink, tensy die Here nou anders lei, miskien vir die volgende week en die week daarna, gaan ek net weer na daai 5 aspekte kyk en die groot uitnodiging wat gekom het. En dan is dit 8 keer wat ons gerecap het, en julle weet 8 is eintlik, daar's nie 'n begin en 'n einde nie, dis volmaak. Maar Paulus sê in Efesiërs 2, en ons het al na hierdie skrif gekyk, want uit genade is julle gered. Onthou, hier's 'n paar G's. Deur die geloof. En dis nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Sê 'n bietjie vir jouself, ek is uit genade gered. En dis deur geloof. En dis 'n gawe van God. En ek wil hê jy moet, as jy jou blaadjie het en jy het 'n pen en jy wil, omkring net daai woordjie geloof, want ons gaan bietjie vandag by daai woordjie geloof stil staan. So, dis genade wat ons red. Genade kom deur die geloof. So wanneer ons die waarheid glo, kom God se genade in ons harte in, en dis God se genade wat ons verander. Want ek en jy weet, en ons gaan nou weer 'n bietjie daaroor praat, in ons eie vermoë, deur ons eie vlees, ons eie toedoen, ons eie werke, kan ons nie ons lewens verander nie. We've tried, dis soos 'n diet. Maandag, jy begin 6:00, 10:00. Dit werk net as jy vas, dan gee die Here jou krag, maar as jy diet. Dis nie in ons eie krag nie, dis nie in ons eie vermoë nie. Geloof bring genade, maar ek wil hê jy moet dit hoor. Genade bring verandering. Grace brings change. Hallo? Grace brings change. Genade bring verandering. Waar sou ek en jy vandag gewees het as dit nie vir die genade van God is nie? Dink vir 'n oomblik. Dink bietjie oor jou lewe terug. Miskien het jy 'n mooi lewe gehad en dink jy, ek het nie baie. Hey. Miskien het jy 'n wille lewe gehad, maar dis genade. Hy sê ons word gered. Nou, is nie omdat ek wil slim klink nie, maar die woord, die Griekse woord hier is sozo. En hierdie woord sozo, red, beteken 'n klomp goed, onder andere om te red, maar ook om te bevry, om te beskerm, om te genees,
om te bewaar, om heel te maak, om veilig te hou, om te bewaar van vernietiging. Moet ek dit weer herhaal? Sozo, daai woordjie red, is 'n allesomvattende woord. Dit beteken ook onder andere vergifnis van my sonde, maar dit beteken om te red, te bevry, te beskerm, te genees, te bewaar, om heel te maak, om veilig te hou, om te bewaar van vernietiging. Sozo spreek, daai woordjie sozo red, spreek van alles wat Jesus vir ons bewerk het aan die kruishout van Golgotha. Dis 'n groot woord. En Paulus sê, ons word deur genade gered. Is nie amazing nie? Al hierdie goed. God se volheid, sy heerlikheid, kom deur sy genade. En dis sy genade wat ons red deur die geloof. Geliefdes, en dis die waarheid rondom elkeen van ons. Dis die waarheid oor jou, Anne-Marie. Dis die waarheid oor my. God het nie 'n halwe job gedoen of 'n vol job vir Anne-Marie en 'n halwe job vir my nie. Hy het 'n volmaakte werk gedoen. En dis wie en wat ek en jy is. Dis wat die werk van Christus kom doen het. Maar soms bevind ons op 'n plek van tekort. En ek praat nou nie van rand en sent nie. Geestelike tekort. Van onvermoë, van versoeking en ook van sonde. En dis dan, veral dan wanneer ek en jy God se genade, God se vermoë, His ability nodig het in ons lewens. Want dis in hierdie tyd van ons nood, hierdie geestelike nood, wat ons baie keer so halwe wanopvatting het oor God. Jy weet, en baie keer kry ons bietjie skaam vir onsself en wil ons eerder wegvlug van God af as wat ons na God toe vlug. Veral wanneer ek fouteer, toegee aan die sonde, die versoeking, my eie foute. En dis dan wanneer ek baie keer net voel, nee joh, ek kan nie nou, ek het nie nou vrymoedigheid teenoor die Here nie. En dan wil ons so 'n bietjie terugduins. Maar hoor, wat skryf Johannes? En hy skryf hier met aan gelowiges. Hy sê, hy sê, en as iemand, daar in die groen, en as iemand gesondig het. Hy praat nie van al die sondaars daar buite nie, hy praat van ons. En as ek gesondig het, wat het ons? Ons het 'n voorspraak. Waar? By die Vader. Jesus Christus, die regverdige. Is julle hierso? Julle is so stil vanmôre. Ons het 'n voorspraak. So as. En kan jy onthou, voorverlede week en verlede week het ons hier oor Jesus gepraat as ons hoëpriester, as ons voorspraak, as ons middelaar, en in Hebreërs 2 sê hy, en hy het barmhartigheid oor ons, want in alle opsigte was hy versoek, net soos ons, maar sonder sonde, en daarom kan hy vir jou en my intree, en het hy medelee. En ek wil hê ek en jy moet dit hoor weer vanmôre. Want verlede Sondag toe praat ons oor God se genade wat genoeg is. Onthou julle Paulus wat gebid het oor daai doring in sy vlees, en God sê vir hom, my genade is vir jou genoeg. En in hierdie week toe dink ek baie hieroor. God se genade is genoeg. God se genade beteken nie dat hy my
altyd weerhou van goed nie, maar hy sal my deurdra. Ongeag waarin ek is, sy genade vir daai oomblik sal genoeg wees. En deel van hierdie genoeg is die feit dat ons uitgenooi word na 'n troon van genade. En ons het al hieroor ook gepraat, maar julle weet ons doen nou 'n recap. En luister wat sê Hebreërs 4. En jy ken dit. Hy sê laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Onderstreep ek daai woord vrymoedig. Vrymoedigheid. Sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. En in die week toe dink ek aan hierdie skrifgedeelte en my gedagtes gaan bietjie verder en ek gaan nou terugkom na daai gedagte toe oor die regte tyd. Maar ek dink toe by myself, so wanneer is dit die regte tyd? Wanneer is dit die regte tyd? Nou, sê jy nou? Altyd? Maar nou sê, kom met vrymoedigheid. Wanneer verloor ek en jy ons vrymoedigheid teenoor die Here? As ons sondig, as ons opslip, as ons toegee in die versoeking. Dan verloor ons vrymoedigheid. En nou sê hy, so kom met vrymoedigheid om op die regte tyd gehelp te word. Dink ek, okay, wanneer is die regte tyd? Julle sê dis nou, dis altyd. Maar moet ons dan wag vir 'n spesifieke tyd, vir 'n spesifieke oomblik, of wanneer is dit, jy weet, dan dink ek aan daai, jy weet, 'n dag is vir die Here soos 1000 jaar en En toe gaan lees ek bietjie weer in al die verskillende vertalings en ek besef iets wat ek weet, maar wat net in hierdie week weer met my hart gepraat het en terwyl ons recap wil ek dit graag met jou share. En dis daar in die King James version waar hy iets deel met ons. Hy sê, let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of Ons ou Afrikaanse Bybel mis iets. Hy gebruik die regte tyd. Maar die King James sê, when is that time? That time is the time of need. Nou hierdie tyd kan verskillend lyk vir elkeen van ons. Want jou behoefte en jou need is anders as my need. Maar dink bietjie aan die groter prentjie eers oor God se redding. Wanneer het ek en jy die grootste behoefte? Ons het die grootste behoefte wanneer ons gefouteer het, wanneer ons nie in ons eie vermoë dit kan doen nie, wanneer ons toegegee het aan die sonde of die versoeking. That's a time of need. En dan sê hy, kom met vrymoedigheid in hierdie tyd. Maar wat doen die vyand? Wanneer ons opgeslip het, hy por ons aan om die verkeerde ding te doen. En as jy die verkeerde ding gedoen het, then he accuses you. Nee, dan kom sê, ek dog, ek kan nie piek op jou nie, Annemarie. Nick, ek dog jy is dan kind van die Here. En wat gebeur? Ons verloor ons vrymoedigheid. Dan wil ons eerder maak soos Adam en Eva, ons wil gaan wegkruip vir God. Paulus sê, ons word deur die genade gered, deur die geloof, en dis 'n gawe van God. Dis nie uit ons eie te doen nie. Dis nie in ons eie vermoë nie. Dis deur God, deur dit wat Jesus kom doen het.
En nou kom die uitnodiging. Hy sê, kom met vrymoedigheid. When? In a time of need. Wanneer ek behoefte het, wanneer ek in myself voel, Here, ek kan nie. Ek het gefouteer. Ek het toegegee. Weet julle hoekom battle ons baie keer met dit? Nie net omdat die duiwel ons kom herinner nie. Maar ons het ook hierdie idee geskep dat ons eers na God toe kan gaan wanneer ons volmaak is. Nee, ons word deur genade gered. Ons word deur genade gered. So as iemand gesondig het, as ons gefouteer het, ons kan kom met vrymoedigheid in ons tyd van nood. Come boldly. Met vrymoedigheid. Met vrymoedigheid kan ek kom. Dis wanneer die uitnodiging daar is. Want Hebreërs 11 vers 6 sê in die Passion, hy sê, since it is by God's grace, it can't be a matter of good works, otherwise it won't be a gift of grace, but earned by human effort. And grace is a gift. So sal jy met my toelaat om net 2 goed vandag net weer uit te lig en dan wil ek dit vasmaak met iets tasbaar. Iets wat ons al weet, maar ons doen ons 'n recap. So die eerste ding, die troon van genade, jy sal sien op jou blaadjies dit blank, die troon van genade is 'n troon van genade en nie van oordeel nie. Hallo? En ek is baie versigtig, want Paulus sê ook, ons hou nie aan om sonde te doen sodat die genade groter word nie. In ons dag het mense genade redelik cheap gemaak. Nee? Jy weet, maar ek en jy verstaan die konteks. Ek en jy verstaan die konteks. So ons moet besef dat genade, die genadetroon, is nie 'n plek van oordeel of veroordeling nie. En selfs Dawid in die ou bedeling het iets hiervan besef, en ons het dit vanmôre gesing, en ek het vir Jean-Michel gevra, ken hy die lied, en toe sê ja, hy ken hom, toe sê ek, wel, hy is dan ouer as wat jy gedink het jy is. Maar Psalm 145 praat daaroor, en ons het dit gesing, the Lord is gracious and compassionate. Dawid verstaan iets, dink weer aan Dawid se journey, dink aan Dawid se pad, dink aan Dawid se sonde, dink aan sy oortreding, en wat doen hy? Hy weet, daar's 'n troon. And when do you go there? When you have need. Wanneer jy behoefte het. En wat sê hy? Hy sê, the Lord is gracious and compassionate. Slow to anger. Genadig en barmhartig. Is jy dankbaar vir God se genade, God se barmhartigheid? That is slow to anger and rich in love. En die uitnodiging is, come boldly to the throne of grace in your time of need. Come boldly. Dawid verstaan iets hiervan. Geliefdes, en ek en jy het nodig om te verstaan dat God se troon van genade gaan nie oor jou en my, ons vermoë nie. Nee. Want gewoonlik soek ons nie hulp wanneer dit met ons goed gaan nie.
Ons soek hulp wanneer dit met ons swaar gaan, in our time of need. When we have self-confidence en ons is on top of the world, dan vergeet ons baie keer, nê. Maar dit is gewoonlik wanneer dit taaf is. Maar hier is die uitnodiging. Hier is die uitnodiging. So as ek die Hebreërs skrywer reg verstaan, is die uitnodiging vir die van ons wat in nood is, in a time of need. En ek het vir jou gesê alreeds, die duiwel gaan altyd in jou oor fluister en vir jou sê, dis nie, jy's nie goed genoeg nie. Hy gaan jou altyd anders probeer oortuig. Hy is die aanklaer. Maar die uitnodiging is, kom, find grace in your time of need. So, kan ons dit vandag vasmaak? En ek gebruik spesifiek die woord vasmaak. As jy nou jou blaadjie verder gelees het vroeg, dan gaan jy nou weet waartoe ek op pad. Vasmaak. Wat moet ons vasmaak? Die troon van genade is nie 'n troon van oordeel of veroordeling nie. It's a throne of grace to come boldly to in a time of need. Hallo? Huh? A time of need. Die tweede ding is, hierdie troon, die troon van genade, is nie gebaseer op werke nie. En toe ek hieroor dink, toe dink ek, wanneer jy nou wel gefouteer het, of gesondig het, of toegegee het aan die versoeking, dan is, you've lost your confidence, en dan is jou werke nou nie so great nie, nê. Dan is jou werke nie so great nie. Die werke mentaliteit is die mentaliteit van, ek moet dit kan doen. Ek moet dit self kan doen. Maar genade is nie wat ek kan doen nie. Genade is dit wat God reeds gedoen het in Jesus Christus. Want die vraag is eintlik wat ons onsself moet vra, wanneer is goed genoeg? When is good enough? En nou is dit so, as jy vir 40 minute lang bid, sal die duiwel vir jou kom sê, nee, weet jy wat, as jy 'n uur langer gebid het, dan was dit nou die reg. Maar nou is dit ook so, jy kan niks verkeerd doen nie. Dis ook nie goed genoeg nie. Want dit gaan nie oor wat ek en jy kan doen nie. Hierdie genade troon is nie 'n troon van werke nie. Gary sal ons kan uithelp. Want hy's 'n onderwyser, nie om enige ander rede nie. Jy amper wonder hy nou wat het ek verkeerd. So wat is die geneigtheid as ons verkeerd gedoen het? Then we try to outperform ourselves a bit later. Dan probeer ons we overcompensate. Probeer net bietjie. Of is dit net ek? Dan probeer ek. Troon van genade is nie 'n troon van werke nie. Die werk is alreeds gedoen. Ek dink daar's 'n skrif wat dit baie mooi duidelik vir ons sê. Luister wat sê hy, Hebreërs 10. Hy sê, daarom vriende, kom ons begin daar. Daarom vriende, omdat Jesus vir ons gesterf het, mag ons na God toe gaan. Want hy is ons hoëpriester. Jesus het vir ons 'n nuwe pad oopgemaak na God toe. Dis 'n pad wat vir ons bring na die ware lewe by God, omdat Jesus deur die gordyn ingegaan het. Onthou, hy is die hoëpriester. Onthou julle hoe dit gewerk het, daar was ons 'n voorhangsel, toe Jesus aan die kruis gehang het, toe het hy geskeur van bo tot onder, net vir die wat dit nou nie geweet het nie, of net om ook te recap, maar nou sê die skrif in Hebreërs, Jesus het deur 'n ander voorhangsel heen gegaan, en dis sy eie liggaam, want hy het sy liggaam laat skeur en laat breek aan die kruis, en hy het daardeur gegaan, deur sy bloed, die volmaakte offer. Hoekom?
Hy het dit gedoen toe hy self gesterf het. Nou sê hy, daarom moet ons aanhou om na God toe te gaan. Geliefdes, geliefde, hierdie jaar is amper klaar, die uitnodiging in hierdie jaar was genade, maar ek en jy moet aanhou om na God toe te gaan. Daar's 'n troon van genade. We can come boldly, even in our time of need. Selfs in die tye wanneer ek opgeslip het en gefouteer het en gesondig het, moenie vlug nie, moenie weghardloop nie, kom. Nou weet ek nie of ek hierdie voorbeeld kan gebruik nie, maar sien dit in die lig in die konteks van waar ek het sê. Ek het altyd vir my kinders gesê, weet jy wat, as jy gefouteer het, al het jy 'n moord gepleeg, dit is nou 'n bietjie baie kras, maar dis hoe ek het gesê het, kom net huis toe. Kom net huis toe. Ons sal 'n plan maak, maar moet net nie vir my lieg nie. Ek weet nie wat se plan nie. Die Here weet. But come home. Come home. En ek dink dis, nee ek dink nie, moet nou nie asseblief 'n moord gaan pleeg en voor my deur kom staan nie. Mag die Here ons bewaar van dit. Just come home. Maar wat doen ons? Terwyl ons Abba Vader ons uitnooi, wanneer ons fouteer, kom die vyand en hy vertel ons hoe sleg ons is en ons vlug weg. We don't come home. Beteken dit dat die nagevolge of die gevolge weggevat gaan word? Nie noodwendig nie. But there will be grace. My genade is vir jou genoeg. There will be grace to carry you through. En dis die uitnodiging. Dis die uitnodiging. Om na God toe te gaan. Ek weet die Here nooi ons elkeen uit. En gisteroggend, jy onthou daai skrif, toe Paulus daar in die message gesê het, hy het nie in die message gesê nie, Eugene Peterson het Paulus se woorde, en hy het gesê, toe daai doring in my vlees my wil platdruk, it pushed me to my knees. Hy sê, and that's a good place, because it's no place of pretense. En gisteroggend, toe kniel ek daar, en toe naderhand toe lê ek sommer hierso, ek het nie aan die slaap geraak nie, en ek sê, Here, dankie, dat U genade troon ons uitnooi om te kom. En selfs wanneer omstandighede my op my knieë gedruk het, it's a good place. It's a good place. Geliefdes, ek weet nie hoe het hierdie jaar vir jou uitgepan tot dusver nie. En dalk het jy gevoel, nee, hierdie genade ding, ek verstaan nie dit nie. Want ons het 'n idee van hoe dit is. God sê, kom. Okay, kom ek maak nou klaar. Luister wat sê Efesiërs 1, dan gaan ek klaar maak. Nee, wil ek nog 'n paar goedjies sê voor ek heeltemal klaar maak. God het dit gedoen deur Jesus. Hy sê, Jesus vir wie God so lief het kom sorg dat dit alles gebeur. Hy het vir ons die pad gebaan, dis deur sy kruisdood. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, deur sy seun, wat hy lief het, het hy genade aan ons gegee. Ek dink daar's nog 2. Die King James, nee. Ja, die King James version sê, hy sê, He hath made us accepted in the beloved. En daai woordjie accepted in die Grieks, se wortelwoord is charis, en daai woord is wat? Genade. Hey, to be accepted is grace. It's grace. Die ou Afrikaanse vertaling sê, sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Geliefdes,
God aanvaar jou en my voor sy troon deur dit wat Jesus Christus gedoen het. Hy is ons geregtigheid. Hy is ons regverdigheid. So, om dit te omarm, moet ek terugkom na daai woordjie geloof toe. Hallo? Paulus skryf van die Efesiërs, hy sê julle is gered deur die genade, maar in geloof. Ons kan al hierdie goed vir mekaar sê, ons kan dit 100 keer vir mekaar sê, ons kan dit elke Sondag vir mekaar sê, maar as ek dit nie in die geloof omarm en aanvaar nie, gaan ek bly toelaat dat my emosies vir my goed anders uitwys. Ek gaan toelaat dat allerlei gevoelens hier in my binneste van onwaardigheid oor my spoel en vir my vertel hoe onwaardig ek is en. Maar wat sê die woord? En ek en jy moet dit in geloof aanvaar. En ons gebruik nie die woord om iets by die Here te kry nie. Ons gebruik eintlik die woord om ons harte te stig en op koers te hou. Kan ons nie net in hierdie week, ons gaan nou 2 goed doen. Net bietjie oor Efesiërs 2 vers 8 en 9, net bepeins nie, waar jy loop, bedink dit net. Ons bedink baie nonsens, maar bedink net die waarheid. Hey, Annemarie, is jou plek hier, jy moet nou nie volgende Sondag daar sit in die Z-ry nie. Annemarie, ek, wat Annemarie is gered deur genade. Dis nie deur my eie toedoen nie. Dis deur Jesus Christus. En ek aanvaar dit in geloof en daarom kom ek met vrymoedigheid na die troon van genade toe, even in my time of need. En ons nood hoef nie altyd net die verkeerde te wees nie. Wel, die nood is eintlik net sonde en versoeking nie. My nood kan al hierdie ander goed hê. Maar dan moet ek ook groot genoeg wees wanneer ek daaroor bid en die Here sê vir my, my genade is vir jou genoeg om nie in rebellie te wees nie. Ek bly ek het verlede week eers daai preek gepreek. Want miskien kan jy oor iets bid by die genade troon en die Here sê, hey, it's your time of need, but my grace is sufficient. It will carry you through. It will carry you through. Ek het nou so baie goed gesê. Paulus sê in Romeine, hy sê ons word deur die geloof geregverdig en daarom het ons vrede by God in Jesus Christus. Kyk wat sê in vers 2 en ek gaan nou net vinnig daardeur. Hy sê deur wie, dis deur Jesus, wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons nou staan en dis die hoop waarop ons onsself beroem. Nie op wie ek is nie. Ek is niks nie. Ek is niks. Maar dis genade. Dis genade. Ek kyk hy laaitjie wat so op sy ma se skoot slaap, te midde van hierdie oom wat so raas en skree, dan dink ek, that's grace, eh? Jy switch net af. Jy lê in jou ma se arms. Peace. Kyk bietjie na daai skrif. Romeine 5 vers 1. Ons het vrede. Gaan net terug bietjie 1. Dankie. Hy sê ons het vrede by God. En toe ek so kyk, dink ek, daar's 'n uitbeelding van hierdie skrif. Te midde van al hierdie storms en hierdie gebulderende stem, I just have peace. What a invite. What a invite. Okay, kom, nou maak ons klaar. Ek gaan nou die res skep. So dis 'n amazing uitnodiging na die troon van genade. En ek weet nie of ek hierdie jaar weer daaroor iets gaan sê nie, maar kom ons vat dit, maak dit vas. Nou gaan ek jou help om dit vas te maak. Met iets wat ons al weet. En in die week toe ek hier bo in die kerk bid, ek het in die week toe kom
loop ek deur hierdie stoele. En ek soos wat ek loop, onthou julle sit ons altyd almal op dieselfde plekke. Ek sien julle skuif soms 'n bietjie rond, nê. Is dit omdat daai ander oog nou nie so lekker sien na die overraas? Maar is okay. Ek like dit hier, bietjie beter. Maar soos wat ek deurloop en waar julle sit, het ek vir julle almal gebid. Ja, Stefansie vir jou ook. Dis 'n paar wat ek nou nie kon onthou het nie. Maar toe ek so kyk en ek kyk weer na daai rooi tou en ek dink aan die feit dat ons uitgenooi word na hierdie genade troon, toe onthou ek, want dit is nie ek nie, dis die Gees van die Here. Hierdie woord help in a time of need, hierdie regte tyd, hierdie hulp waarvan Hebreërs 4 praat. Is 'n amazing Griekse woord en dit word net 2 keer in die Nuwe Testament gebruik. Een keer as 'n metafoor en een keer as prakties. Gooi hom gou vir ons daarso, Michael. Botheia. Hierdie woord help. Die feit dat ons hulp kan kry wanneer ons na die troon van genade toe kan gaan, is hierdie Griekse woord botheia. Maar kyk wat beteken daai woord. Daai woord beteken to be reinforced, specifically a rope or a chain for frapping a vessel in a storm. Is dit nie mooi nie? Hier gebruik die Hebreërs skryf dit as 'n metafoor van kettinge of toue wat onder die boeg van 'n boot, 'n houtboot vasgemaak word wanneer daar 'n storm is, sodat daai boot it can remain intact. Sodat die golwe, die storm, die wind hom nie kan vernietig nie. En dan in Handelinge 27 en jy kan dit gaan lees, is Paulus op pad as 'n gevange Rome toe. Terwyl hy vir hulle gesê het, ons moenie vaar nie, besluit hulle om te vaar, maar daai is nou nie die storie wat ek wil vertel nie. Maar hier word hierdie woord weer, botheia, gebruik, wanneer daar gepraat word van daai hulpmiddels deur die skip onderom te gord. Die King James Version sê, they used helps undergirding the ship. Sien jy die prentjie vanmôre van daai genade troon? Want ons uitgenooi word om met vrymoedigheid te kom, sodat ons gebotheia kan word. Ek het gaan kyk, daar is nie in die HAT 'n Afrikaanse woord vir frapping nie. Maar dis omgord. Sien die prentjie. Sien die prentjie. In my time of need. Wat wil my need doen? My need wil my laat wegvat van die troon van genade af. But the help will botheia me. It will frap me. Dit sal my vasmaak as ek dit toelaat waaraan aan daai troon van genade. Sodat die storm van omstandighede, versoeking en uitdagings nie my lewe sal vernietig nie. Is dit nie wonderlik nie? Is jy bly daar's 'n botheia, daar's 'n hulp? Kan ons vir die Here net 'n lofoffer gee? There's a undergirding. Hy maak ons vas. En ek wil jou uitnooi om toe te laat dat God se Gees jou en my vasmaak aan die troon van genade, want dis ons plek van veiligheid. There will be storms. There will be winds of change. Daar sal krisisse wees, daar sal versoekings wees, daar sal uitdagings wees, daar sal. Maar laat toe dat die Gees van God
Let him wrap you. Laat hy jou omgord en jou vasmaak. Grit you. En wat doen Paulus wanneer hy skryf, en nou is ek regtig klaar. Wat doen Paulus wanneer hy skryf oor die wapenrusting van God? Dan sê hy daar in Efesiërs 6 vers 14, staan dan vas julle lendene omgord met die waarheid. Wat is die waarheid? God se woord. Wat sê God se woord vir ons? God sê, ek nooi jou uit met vrymoedigheid om te kom. Wat sê God se woord vir jou? Jesus het al reeds die prys betaal. Jy is gered deur genade. Dis nie jou eie toedoen nie. En dan kan ek roem. Maak dit vas. Die waarheid. En daai omgord se wortelwoord in die Grieks is presies dieselfde wortelwoord in Handelinge 27 vers 17. Guard, gird, maak vas. Wat moet ons vasmaak? Ons moet die waarheid van die woord om ons lendene vasmaak. Kom ons laat toe dat God se Gees ons vasmaak aan die troon van genade. Do you have a need? Do you have a need? Staan nood. Staan nood. Wil jy nie vanmôre opstaan met jou nood en sê, Here, ek kom staan nou by die troon van genade. Kom ek nooi jou. Gees van die Here nooi jou. Die regte tyd is nie 'n spesifieke tyd of 'n datum of 'n dag nie. It's your need. Net daar waar jy staan vanmôre sê, Here, ek kom staan nou by die troon van genade. Daai troon wat vir my bewerk is deur Jesus Christus en sy kruisdood alleen, nie deur my eie vermoë nie. En ek kom nou met my need. Of dit nou, ek wil nou nie wat ook al dit is. Uitdaging is, siekte, sonde, what have you. Ek kom vanmôre. Ek kom na die troon van genade met my behoefte, met my nood, with my need. En ek vra hulp. I'm asking you to help me. En ek kies nou om myself vas te maak. Die Heilige Gees is ook ons helper. Laat toe dat die Heilige Gees jou vasmaak vanmôre aan daai troon van genade en sê, ek gaan nie toelaat dat hierdie storm, hierdie need, hierdie omstandighede, my lewe, my geestelike lewe, laat skibreek lei nie. Ek gryp vanmôre aan hierdie reddingstou vas. En ek omgord vanmôre my lendene met die waarheid van die woord. God se woord is die waarheid en God is 'n waarmaker van sy woord. Jy is geregverdig in Christus. Hy is jou geregtigheid. Jy staan volmaak in hom, want hy het die prys betaal. Hy is jou geneesheer. Hy is jou bron, hy is jou voorsiener. Hy is die een wat voor jou uitbeweeg. Hy is groter as jou nood en jou behoefte. Hy is. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is gracious and, sê dit vanmôre oor jouself en oor jou need. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. And he does good to all. Hy doen goed. Here, ons kom staan vanmôre voor U. Maar ons kom staan by daai genade troon. En ons kom vanmôre met vrymoedigheid, with boldness.
Nie ons eie self-confidence nie. Ons kom omdat U ons uitnooi ten spyte van wie ons is en ten spyte van wat ons doen en gedoen het. Ons kom omdat daar 'n uitnodiging is en die een wat die uitnodiging gemaak het, is die een wat vir ons die prys betaal het aan die kruis. En die Vader nooi ons uit met vrymoedigheid. In our time of need. He is the help. Here, maar vanmôre vir ons vasmaak aan daai hulp. Bothea. Nie net vir vandag nie, maar ook vir môre en oormôre en die dag daarna, want vandag is die water dalk stil en rustig, maar môre is dit dalk 'n orkaan, 'n storm en 'n wind wat my wil wegruk en my wil wegvat. Maar ek maak myself vas aan U woord, aan U beloftes. In my time of need. Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. Rich in love. The Lord is gracious and compassionate. You are gracious. Slow to anger and rich in love. He is. The Lord is gracious and compassionate. Oh, yes you are. Slow to anger and rich in love. And the Lord is good to all. He has compassion in all that He has made. As far as the east is from the west, that's how far He has removed our transgressions from us. As far as the east is from the west, that's how far He has removed our transgressions from us. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Wil jy daar waar jy staan vir die Here dankie sê vir sy genade en Lord is liefde nie? gracious. Praise the Lord. The Lord is gracious and compassionate, Yes, He is. He is. slow to anger, Slow to anger and rich in love. Oh, yes, He is. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. And the Lord is good to all. He has compassion on all that He has made. As far as the east is from the west, that's how far He has removed our transgressions from us. As far as the east is from the west, that's how far He has removed our transgressions. Let's sing it again. As far as the east is from the west, that's how far He has removed our transgressions